skriflesing kom uit Matteus 6. Matteus 6. En ons gaan saam lees vers 5 tot 8, die 83 vertaling van die Bybel. Matteus 6 vers 5 tot 8, en die wil ek graag sou opsoek. Verder, as jy bid, moet jy dit nie soos die skynheiliges wees. Skynheilige met die betekenis van die woord beteken om 'n masker te dra. Net die idee, dis voor te gee wat jy nie is. Moet jy dit nie soos die skynheiliges wees. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek hulle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik. Hulle verdeling sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van vra. Vriende, daar het ek 'n prentjie van 'n vending masjien. Ek gaan nou ietsie oor daai masjien neersê. Eers moet ek gou vir u vra om net so bietjie in u eie gedagtes te dink oor jou eie gebedslewe. Hoe lyk jou gebedslewe? En kom ek sit dit sommer nou midde op die tafel. Dit gaan nie hier daaroor dat ek julle graag wil laat skuldig voel oor jou gebedslewe. Dis glad nie hier ter sake. Ek wil net hê jy moet 'n bietjie dink oor hoe lyk jou gebedslewe. En uiteindelik wil ek jou eerder help deur vanoggend se boodskap, 'n baie praktiese vraag, om 'n gesonde en 'n kragtadige gebedsbediening in jou lewe te hê. Hoe lyk daardie gebedslewe van jou? Dink 'n bietjie. Waarvoor bid jy? As jy wanneer bid jy? Hoe gereeld bid jy? Hoe lyk jou gebedslewe? Ek het agtergekom in my eie lewe. Lyk my gebedslewe baie keer soos een van die volgende twee prentjies wat ek gaan skilder. Baie keer lyk dit soos 'n vending masjien. Julle weet hoe werk dit. Jy raak lus. Iemand het net met my gesê, "Jong, raak julle op vanoggend as julle daai prentjie sien." Ja, jy raak lus vir 'n pakkie chips. En dan gaan jy na die masjien en dan gooi jy die munte of die geld in wat nodig is om te betaal vir daai pakkie chips. Dan spoeg hy dan onder uit. En dan gee hy vir jou. Baie keer is dit ons hoe ons gebedslewe lyk, en myne weet ek gaan die Here toe en ek het hierdie lang lysie van dinge wat ek graag wil hê, en nou bid ek daarvoor, dis munte wat ek ingooi, en dan hoop ek dat dit my kant sal kom. Dat uiteindelik sal ek kry waarvoor ek bid. Wie
en nie vir my pakkie chips gee wat ek wil hê. En jy al sien hoe ouens daai machines op en slaan, vloek en skel. Baie keer is dit ook so in ons gebed. Dink, my gebedslewe is soos 'n vendingmasjien en ek presteer op 'n heel kerk toe, ek doen allerlei dinge vir die kerk en vir die Here. En as ek dan bid, dan verwag ek dat ek gaan kry wat ek wil hê, en as ek dit nie kry nie, dan sê ek vir die Here, wow, wee, so kwaad dat ek slaap. Dan gaan gebed eintlik net oor ek. Me and myself and I. As gebed 'n vendingmasjien is, dan gaan dit oor my behoeftes, dit wat ek wil hê, wat ek glo my toekom, omdat ek op 'n bepaalde manier leef. Tweede prentjie wat nogal by my opkom wanneer ek oor gebed dink en baie keer selfs in my eie lewe dit gaan oor dit is die prentjie van 3 rugby ondersteuners wat daar in Kingston op die stadion sit. Dis die WP, dis die Sharks wat teen mekaar speel is, die laaste deel van die wedstryd. En die WP het 'n strafskop gekry en as hy klaargeskop het, is die game verby. En die twee WP ouens kyk na mekaar en hulle visualiseer en hulle sê vir mekaar, ek sien hoe daai bal tussen die pale deurgaan. En dan bring die ander ou wat daar tussen die twee staan, hy is 'n Sharks ondersteuner. En hy sê vir homself, laat die Here se wil geskied. Klink dit bekend? En dit nie een van hierdie twee groepe is reg, nie een van hierdie 3 se gebede is reg. Die twee wat verweer skree is so selfverseker dat dit wat hulle voorbid gaan gebeur, amper soos daai vendingmasjien. Ander ene is so vol selfvertwyfeling dat hy eintlik maar sê, ons laat het maar oor aan God se. As ek dan nou gebeur, dan is dit sy wil. Die probleem is ek dink nie eintlik. Die Here baie beveel oor 'n rugby game tussen WP en Sharks. Dalk is die Lions speel, maar nie anders. En tog lees ons liewe vriende. In Jakobus 5:16, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. En dit is presies van die probleem dan. Want as ek kyk na hierdie twee voorbeelde, kan ek vir myself oortuig dat ek ernstig gebid het. Natuurlik het my gebed mos 'n kragtige uitwerking en daarom moet iets met hierdie gebed mos gebeur. En veral waarvoor ek gebid het, waarom? En as hierdie gebed dan nou nie uitwerk, soos wat ek wil hê, dan was hierdie gebed ons nou nie kragtig, sal ons beredeneer. En sal ons vir onsself sê, wel, dalk is daar dan met my geloof 'n probleem, en
daarom is hierdie gebedsversoek van my nie verhoor presies wat ek dit wil hê. Jakobus 4 vers 3 sê weer, julle vra, maar julle ontvang, want julle vra verkeerdelik. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Sjoe, dis 'n vyand so tussen die oë uitsien. As Jakobus dit sê, dan moet ek 'n bietjie na myself begin kyk, inkeer en vir myself sê, hoe lyk my gebede dan? Is my gebede soos die vending machine, of soos die 3 rugby spelers, net gerig op my eie selfsugtige begeertes? En is dit dan die rede daarvoor, dat my gebede nie verhoor nie? Kom ons kyk 'n bietjie na ons teks. Kom ons gaan terug na dit wat ons gelees het. Want ek dink, in hierdie teks word daar vir ons so 'n paar rigtingwysers gegee oor die praktiese aspek van gebed. Matteus 6 vers 5. Hierdie vers praat in 'n sekere sin oor die gesindheid waarmee ek bid. Nou, vriende, kom ons sê gou vir mekaar. Die Jode of die disippels, wat vir my interessant is, het nêrens ooit vir Jesus gevra dat hy hulle moet leer om te preek nie. Tog het Jesus elke dag heel dag. Maar hulle het hom wel gevra, leer ons bid. Lukas 11. Julle kan gaan kyk. En dit is nogal interessant. Want die Jode het gebruik gehad om 3 keer per dag te bid. Oggend, middag en aand. En as hulle by 'n sekere tyd kom waar die gebed moet plaasvind, sou hulle alles los en hulle sou hulle gebed doen en dan gaan met hulle dag. Dit was vir hulle 'n kernbelangrike saak. En tog vra hulle Jesus, leer ons bid. Eerste ding wat ons dan vir mekaar rondom gebed sê en die gesindheid waarmee ons bid, is dat gebed, sien ons in hierdie teks, is nie 'n vertoning nie. Ek is nie besig om 'n show op te sit. Ongelukkig wonder ek baie keer, en moet ek myself die hele tyd die vraag afvra as ek so die oggende vir my kollegas, gemeente bid, waarom doen ek dit? Wat is die motivering daarachter? Gaan dit daaroor dat ek gesien wil word, dat dit 'n stuk vertoning is, of waaroor gaan dit? Wat is die gesindheid van my hart wanneer ek dit doen? Ons teks sê vir ons ook dan, gaan na jou binnekamer toe en maak die deur toe en bid dan daar tot jou Vader met jou bid. Nou, baie interessant dat ons die prentjie reg kry in ons koppe. Daai binnekamer was nie 'n slaapkamer. Dit was 'n kamer in die Joodse huise wat in die middel van die huis was. En dit was eintlik 'n stoorkamer gewees. 'n kamer sonder vensters. En nou sê Jesus vir hulle, man, dit is nie 'n vertoning jou gebed nie. Dit help nie staan op die straathoeke en in die sinagoges en in die
Gaan eerder daar waar niemand jou kan sien nie, nie eens kan inloer deur 'n venster nie, en maak die deur toe en bid dan tot jou Vader. Waar niemand jou kan hoor, maar net God jou kan hoor. Dis asof Jesus hier ook vir sy disippels wil sê, moenie net met 'n klomp woorde mors. Dit maak nie saak hoeveel woorde jy gebruik nie, jy gaan niemand beïndruk daardeur nie. Die gesindheid van jou hart moet reg wees. Lê voor God dit wat in jou hart lê. En ons het seker pragtige voorbeelde daarvan in die Bybel. Ons kan maar net na die Psalmbundel toe gaan en ons kan sien hoe Dawid en ook ander wat daar psalms het, byvoorbeeld sal sê, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog moet ek in vertwyfeling lewe? Hoe lank nog gaan U rug op my draai? Hy's besig om die binneste van sy hart vir die Here oop te maak en neer te lê. Dit gaan oor die gesindheid van sy hart. Hoofstuk 6 vers 6 sê weer, dat dit hier in gebed gaan alleen saam met God. Hierdie ding van in jou kamer, waar niemand jou kan sien, alleen saam met God. Wat vir my opval is ek die evangelies deurlees en Jesus 'n voorbeeld van gebed moet raak lees, dan is dit vir my altyd interessant dat hy eenkant weg van die disippels gegaan het te doen. En hy het altyd gedoen, of voor 'n groot gebeurtenis in sy lewe, of as 'n groot gebeurtenis klaar afgespeel het hy eenkant gegaan en het hy gebid. Partykeer dwars deur die dag het hy tyd saam met die Vader deurgebring. Seker, vriende, een van die lekkerste dinge om te doen, om alleen tyd saam met God deur te bring. Om in daardie alleen tyd saam met God jou hart kan uitstort. Elke dingetjie wat in jou hart op en voor die Vader oop te vlek, sodat hy kan sien, nes is. En om stil te kan word, sodat jy jou oor kan draai na God se woord en sy woord vir jou lewe kan hoor. Maar daar's iets anders wat meer prakties ook uit die eerste 2 verse voorkom en wat uit Jesus se lewe ook duidelik laat. Dis iets waarmee ons sit. En dis om ons bedstyd te skeduleer. Ons het vol programme nie. En ek het 110 verskonings hoekom ek nie by gebed gaan uitkom. Want ek moet die kinders op 'n sekere tyd by die skool. Ek moet op 'n sekere tyd by die werk. Ek moet dit, en as ek by die huis kom, na 'n lang en 'n harde dag, dan lê ek op die bed en voor ek behoort gaan bid as ek vas in die slaap. Vriende, ek dink is 'n goeie gewoonte, 'n goeie gebruik om in jou dagboek as jy moet 'n tyd te gaan uitblok en te sê, hierdie is my tyd saam met God. En dan sit jy jou foon ook sommer af. En jy gebruik daai jou hart voor die Here op te maak. En na hom te luister. In vers 7 kry ons die hele gedagte van 'n opregte gebed.
wat die heidene gedoen het, is hulle die gewoonte gehad om die hele tyd hulle God se naam te herhaal en te herhaal en te herhaal en te herhaal, so asof hy nie sy naam ken. En elke keer herinner word aan wie hy is. Hulle het ook hierdie gewoonte gehad om hierdie frases die hele tyd te herhaal. Ons noem dit 'n mantra, nee. Hele tyd sal hulle dit herhaal en herhaal en herhaal en hulle gebede. Asof dit dan nou waar word meer keer hulle dit sê. Jesus sê, moenie so wees nie. Bly weg van hierdie oppervlakkige herhaling net van woorde. Dit maak nie saak hoeveel woorde jy gebruik. Dit maak nie saak hoeveel keer jy die Here se naam gebruik nie. Dit maak nie saak hoeveel keer jy 'n sekere frase herhaal nie. Dit beteken nie dat jou gebed opreg is. Weer keer, dink net aan die psalms. Die Here is my herder. Ek moet niks kom. Hy lei my deur die dal van doodskade, hy bring my by groen weivelde, na waters van rus lei hy my deur. Uit die hart van Paulus. Uit die diepte van sy hart. Opreg. Vers 8. Laaste vers wat ons gelees het. Hoor ons, God weet alles wat ons nodig het. Nog voordat ons daarvoor vra. Hier is 'n vreemde gedagte as ons vir mekaar vanoggend moet sê gebed is belangrik. Want waarom bid ons dan? Waarom doen ons die moeite as God dan reeds voordat ek by hom kom, weet wat ek nodig het? Nog reeds weet voordat ek enigiets vra, reeds weet wat ek nodig het. Sien vriende, gebed vertel iets van 'n verhouding. Die verhouding tussen my en God. Dit vertel dat hierdie verhouding nie gelyk is nie. Dit vertel eerder dat ek wat mens is, ek wat geskape is deur God, dat ek van God afhanklik is. Dat ek hom nodig het in my lewe. Maar dit vertel ook vir my dat God, na wie toe ek kom, die bron is van alles wat ek het en alles wat ek is. En dat ek sonder hierdie God niks is en niks het. Ek moet vir u sê, om dit te hoor, dat God reeds weet wat ek nodig het nog voor ek dit vir hom kom vra, vir my baie bemoedigend is. Ek het nie nodig om met 'n klomp verduidelikings na die Here te kom oor hoekom ek vir 'n bepaalde saak bid op die ou, want hy weet. In die gedeelte wat na vers 8 volg, wat ons nie gelees het vanoggend nie, kry ons die Onse Vader. Jesus sê dan vir sy disippels, so moet julle dan bid. Dan begin hy by die Vader wat in die hemel is. Vriende, hier leer ons iets oor die karakter weer van God, die God vir wie ons bid. Hy is nie maar net 'n ver af God wat iewers sit en op ons neerkyk en niks met ons te doen wil hê. Hy is ons Vader. Dis die enigste godsdienst, is die Christelike godsdienst, wat na hulle God verwys as 'n Vader. Daar word iets van 'n verhouding mee uitgebeeld. En ek weet, nie almal van ons het 'n baie positiewe, goeie beeld van ons paas.
Maar hierdie pa is anders. Hierdie pa is volmaak. Hierdie pa is werklik een wat omgee en liefhet en sorg. En ek en jy het reg. Die voorreg wat die Here sê, om na hierdie groot God te gaan en te sê, my Vader. En wanneer ek dit doen, moet ek ook onthou dat hy nie sommer hier jy pa is. Hy is my Vader wat in die hemel is. Hy is anders. Kwalitatief anders. Hy is nie my speelmaat, maar hy is my pa wat my liefhet en vir my sorg. Ons bid ook in hierdie bede vir die koninkryk om te kom, dat God se heerskappy elke dag oral in my lewe gestalte sal vind. Dat sy wil hier op aarde sal geskied, nes dit in die hemel gebeur. My liewe mens, weet ons wat ons bid? Ons bid juist dan, dat nie my wil. En vriende, om te bid, dat God se wil hier gebeur, nes dit in die hemel is, seker een van die grootste goed waarvoor ons ooit kan bid. Ons bid ook in hierdie gebed, dat God aan die heel basis van ons lewe sal voorsien, dat hy ons sal vergewe, dat ons nie 'n versoeking sal kom. Vriende, en ek wil vir julle sê, vergifnis is seker een van die belangrikste goed, wat net daarna herhaal Jesus weer, die hele gedagte oor vergifnis. Dis die kern van ons verhouding met God en met mekaar. En ek wil vir julle sê, baie keer lei ons verhouding met God skade, omdat ons verhouding met mekaar nie reg is. Omdat ons nog kwaad is vir mekaar, omdat ons mekaar nog wantrouw, of mekaar nie kan vergewe, of 'n wrok teen mekaar dra. Beloof nie, dit gaan 'n invloed hê op ons verhouding met God. Gaan ons gebedslewe belemmer, en gaan belemmer dat ek God se wil vir my lewe duidelik hoor. En Johannes sê soveel, in 1 Johannes 4 vers 20, dat ons verhouding met mekaar weerspieël ons verhouding met die lewende God. Hy sê, hy wat sy broer nie liefhet nie, wat hy kan sien, kan onmoontlik God liefhet, wat hy nie kan sien. Ons uitdaging is om die realiteit van God te midde van ons werk, van kinders grootmaak, van huishoudelike taakies doen soos skoon was, taal van rekeninge, te ervaar dat God werklik en waar is in ons lewens. Gebed is in so 'n lewe absoluut fundamenteel. Nou jy moet mooi hoor, ek sê nie gebed is fundamenteel vir my geestelike lewe. Ek sê gebed is fundamenteel as gelowige vir my hele lewe. Om te bid verander my. Die lewe skepende, lewe veranderende krag van gebed kan ons glad nie onderskat. En vriende, as ek en jy onwillig is om te verander, kan ek jou beloof dat daar 'n punt kom waar ek ook onwillig is om te bid.
word my oë oopgemaak, word ons ore oopgemaak vir die influistering van die Gees. Kan ons nie anders as om verander te word. En hoe meer sal ons begeer om na die beeld van Christus vernuwe te word, hoe meer sal ons die beeld van God in ander begin raak sien. In gebed begin ons God se gedagtes dink. In gebed begin ons God se begeertes begeer. In gebed begin ons lief hê, soos wat God eers lief gehad het. Dat ons God se wil oor en altyd leef. Gebed is nie 'n vending masjien waar ek 'n paar rand in die masjien gooi en hoop ek kry waarvoor ek gevra het. Gebed gaan nie oor my nie, maar meer en meer oor God. En dit wat God liefhet in hierdie wêreld. En dit waarvoor God omgee in hierdie wêreld. Amen. Here, ons moet aan die een kant bely dat ons gebedslewe partykeer soos 'n vending masjien is, Here. Dat dit eintlik net oor my behoeftes gaan, wat ek daaruit kan kry. Help ons, Here, om 'n kragdadige gebedslewe in ons lewe te hê, waarin ons bereid is om te verander te word, vernuwe te word in die beeld van die Seun. Gebedslewe waarin ons al meer begin hoor wat U deur die Gees vir ons sê. Al meer sien waar U reeds betrokke is in hierdie wêreld en al meer in gehoorsaamheid saam met U daar diensbaar is. Dis ons gebed, Here. Help ons swakkelinge om die krag, die noodsaaklike en die vreugde van 'n gesonde gebedslewe te ontdek. In Jesus naam. Amen. Kom ons bid, Here, met ons dank.